Goeiedag en welkom vriende na ons reeks herdenkings getitel Die God van Hoop. En vandag by deel 2 van hierdie reeks wil ek om subtitel Geanker in Jesus. En as hierdie boodskap vandag tot seën vir jou sal wees, wil ek weer eens vir u vra om dit te deel met u vriende, u familie, kollegas, iemand wat u dalk weet bang is vandag, hopeloos voel, bekommernis ervaar. En kom ons deel die woord van die Here met mense, en ons moet nie onderskat waar God se woord kan posvat nie, want die Bybel sê vir ons, sy woord sal nooit ledig na hom toe terugkeer nie. So kom ons bid saam. Vader, baie dankie weer eens vir die voorreg van gebed. Dankie, liewe Jesus, dat u hierdie platform geskep het vir ons, om die blye nuus, die goeie nuus van die evangelie, dat Jesus het gekom om vir sondaars vry te maak, hulle te red en hulle plek te sterf. Dankie dat ons deel kan wees om hierdie groot opdrag uit te kan dra in 'n verloorgaande wêreld. Dankie dat ons weet, Here, dat die woord nie sal ledig terugkeer na u toe nie, want u het beloof, wanneer ons die woord met krag, met nederigheid, met getrouheid, sal dien en bedien en vir Jesus oplig, dan sal u mense na u toe trek, Vader. En ons het nodig vandag om na heiligheid toe getrek te word. Ons het nodig om getrek te word na die waarheid toe, maar ons het baie valsheid daar buitekant. So kom nou Abba en wil u hierdie woord kom seën ledig vir my van myself asseblief, en mag die gees van die Here gevoel, geervaar word vandag weer eens in hierdie boodskap. Mag u woord geseën word nou in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen en amen. En so vriende, u sal saam met my stem dat ons in 'n tyd lewe waar mense natuurlik baie bekommerd is, ons ekonomie is onstabiel, u weet, niks in die wêreld is stabiel nie, alles verander voortdurend. En so dis hoekom die Here juis op my hart geplaas het om hierdie reeks te doen hierdie week wat getitel is Die God van Hoop. En vandag wil ons kyk na hierdie verse in Hebreërs 6 vers 19. Die Bybel lees: hierdie hoop besit ons as 'n veilige en vaste anker van die siel. Wat 'n pragtige teksvers om ons te kan bemoedig vandag. Jy sien, vandag kyk ons weer eens na hierdie brief, nie so kortliks vriende, wat ook geskryf was natuurlik aan Joodse Christene, wat baie swaar kry beleef het, natuurlik vervolging beleef het, en ook natuurlik geestelike ontmoediging beleef het. En natuurlik was hulle versoek gewees, as jy die konteks van hierdie brief gaan kyk, was hulle versoek gewees om terug te keer na 'n Joodse godsdienstige tradisie, wat gebou is op werke en nie op wat Christus vir ons in die kruis gedoen het nie. En so die skrywer natuurlik is onbekend vir ons, alhoewel baie teoloë glo dat Paulus die skrywer was van hierdie brief, maar ons fokus vandag is eerder om te kyk dat hy vir ons in hierdie brief sê, hierdie skrywer sê vir ons dat Jesus Christus is beter as al die ou verbonde, dat Jesus Christus is beter en groter as alles wat voor hom was. Alright? En so, dis natuurlik 'n klein konteks wat hy vir ons gee, maar nou kom hy en hy beloof die gelowiges om 'n vaste anker in Christus te kan hê. Hy sê hierdie vaste anker sal hulle staande hou teen die storms, teen die leuns wat sal inkom, en hulle sal nie sonder hoop wees nie, sê hy vir hulle hier in hierdie paar verse. In die midde van storms, in die midde van vrees en wêreldse onsekerheid, gee vir hulle hierdie vaste vertroue, hierdie vaste hoop, en ook vir ons vandag, dat Jesus Christus alreeds alles vir ons gedoen het, sodat ons vandag meer as oorwinnaars kan wees. En so vriende, jy weet, die vyand probeer natuurlik alles om mense se hoop in God weg te neem. Alright? As jy 'n Christen is, wil hy nie hê jy moet hoop het in Christus nie. So hy gaan probeer om omstandighede op jou pad te bring om jou mismoedig te maak. Maar my vriend, as jy 'n lang pad met die Here aankom, dan sal jy weet
dat hierdie storms, hierdie beproewinge, laat die Here natuurlik toe om ons geloof in hom te versterk, om ons 'n beter perspektief te kan gee van wie hy is, maar die einddoel natuurlik is om ons karakters voor te berei soos Jesus se karakter. Alright? En so, dis die hele gedeelte in die gedagte van, wanneer dit kom by Christelike opbou, volwassenheid word in Christus. Okay. So ongelukkig vriende, het ek vir julle gesê in die vorige reeks, ek gaan vir julle vandag ook sê, dat ongelukkig baie mense plaas hulle hoop in geld. Hulle plaas hulle hoop in besittings. Hulle plaas hulle hoop in 'n regering, in mense. Ander plaas hulle hoop natuurlik in alles wat hulle dink hulle sal kan help, maar is tydelik, vriende. Want ek het vir julle gesê, alles in hierdie wêreld verander. Alles in hierdie wêreld, my vriend, gaan geskit word. Okay? Dit word klaar geskit en die Bybel leer vir ons, voor die Here gaan kom, gaan daar 'n groot verdrukking wees. En dinge gaan geskit word. En waar is jou hoop dan gevind, my vriend? En so die woord van die Here leer vir ons, as kinders van die Here, dat hy vir ons 'n hoop gee, luister vriend van my, 'n hoop wat nie breek nie, 'n hoop wat nie sink nie, 'n hoop wat nie verdwyn wanneer die storms kom nie. En so ons lees vandag in hierdie versie van Hebreërs 6 vers 19 die volgende: hierdie hoop besit ons as 'n veilige en vaste anker van die siel. Wat 'n kragtige beeld, vriende. En vandag wil ek graag met u 3 waarnemings, 3 waarhede deel vanaf hierdie versie onder studie. En die eerste waarneming is, vriende, dat daar is hoop vir die Christen. Ja, daar is hoop vir die Christen. Jy sien in deel 1 van hierdie reeks het ons gesels oor die God van hoop wat vreugde en vrede gee deur die geloof en deur die krag van die Heilige Gees. As u daai reeks nog nie gekyk het nie, kyk gerus na daardie deel 1 van hierdie reeks, die God van hoop. Maar vandag kyk ons na hierdie waarheid, vriende. En die waarheid is dat die ware Christen, ek sê ware, okay, daar is vandag baie valse Christene, okay, daar selfs baie mense sê hulle is Christusse, okay, hulle is Christus, okay, so daar is baie, ek wil vir u sê, die ware Christen, okay, so hoop is geanker nie in homself nie, nie in mense, nie in sy geld nie, nie in sy grade nie, nie in wat ook al nie, maar is geanker in Jesus Christus. En so die Bybel sê vir ons hoop is soos 'n anker. Nou, wat is 'n anker? Nou 'n anker, vriende, hou 'n skip stabiel wanneer die storms kom. Alright? So die wind mag waai, die golwe mag slaan, ja, die see mag onstuimig wees, maar die anker hou die skip vas. Okay? Net so hou Jesus die gelowige, die ware kind van God wat hom opreg liefhet, sal Jesus ook staande hou wanneer die storms en die winde kom. Okay? En so vandag wil ek vir u 'n vraag vra. My vriend, wat probeer jou hoop vandag dalk steel? Is dit dalk finansiële druk? Is dit dalk vrees en bekommernis? Is dit 'n teleurstelling? Of is dit dalk sonde waarmee jy besig is, wat jou hoop in God begin beroof? Dalk familieprobleme, die toestand van die wêreld wat dit verswak. Wat probeer jou hoop steel vandag? U sien, ek vra hierdie vraag vir jou vir 'n rede, want ek weet die duiwel, ons teenstander, wil hê jy moet glo, kind van die Here, ek praat met jou nou, dat God jou vergeet het. Maar as jy self die kind van die Here is nie, en jy glo daar's wel 'n God, wil hy ook hê jy moet hoop het nie. Alright? Hy wil hê jy moet dink daar is geen uitkoms vir jou in hierdie omstandighede waarin jy jouself bevind nie.
En so, die duiwel wil ek vandag vir julle sê, is 'n leienaar. Jesus sê, hy is 'n leienaar van die begin af, hy is die vader, sê Jesus, van leuns. Ek wil vandag vir jou sê, my vriend, ons hoop is nie geanker in hierdie wêreld nie, ons hoop is geanker, halleluja, prys die mooi naam van Koning Jesus, in Jesus geanker, ja. Prys sy soete naam. Die woord wat hier, vriende, in Grieks gebruik word vir anker, jy weet, is 'n interessante woord, achkura, wat beteken iets wat 'n skip veilig vashou, iets wat stabiliteit bring, iets wat keer dat jy wegdryf. En so geestelik, my vriende, beteken dit dat Christus die een is wat die gelowige veilig hou wanneer alles rondom hom beweeg. Jy sien, baie mense dryf vandag rond, beweeg vandag rond, omdat hulle nie geestelik geanker is nie. Hulle voete word sommer gou en hulle uitgeslaan deur Satan, want hulle is nie geanker nie. En so wanneer probleme kom, verloor hulle vrede, wanneer slegte nuus kom, verloor hulle geloof, wanneer teleurstelling kom, gee hulle so gou moed op. Waarom is die vraag? Omdat hulle hoop nie, luister vriende, diep genoeg geanker is in Christus nie. Ja vriende, maar wanneer jou lewe op Jesus gebou is, hoef jy nie bang te wees vir die storm nie. Ja, die storm mag waai, maar die anker weet jy sal hou. Ja, die trane mag vloei, maar die anker, halleluja, sal hou. Ja, die wêreld mag skud en hy gaan nog skud, vriende, maar die anker, prys die naam van die Here, hou. En so die ware kind van God, wil ek vir jou sê, jy gaan nie sink as jou lewe in Christus geanker is nie. Die gesangdigter sê hier vir ons in my gesangboek lied 208 die volgende, en die gesang is getitel, bly jou anker vas in die lewensstorm. Luister na vers 1 van hierdie pragtige gesang, dierbares. Hy vra, bly jou anker vas in die lewensstorm, as die wolke swart in die blou lig vorm, as die vloedgetyd elke kabel rek, sal jou anker sleep of vasttrek? Hy vra die vraag, luister na die chorus, die koorgedeelte, ons het 'n anker wat vas sal staan, selfs as die stormwinde oor ons gaan. Stewig, halleluja, op die vaste rots gegrond, ewig in sy liefde en vrede verbond. Wat 'n pragtige, kragtige lied wat die Here vir ons gee. Daar's nog ander 4 verse daar, maar gaan nie vir jy dit nou lees nie. As jy die gesang wil hê, kan ek dit vir jy stuur. Maar die Here is die anker. As die vraag kom, wat die wêreld vir jou gaan vra, en die wêreld wil jou skud, en dit lyk vir my, vir jou, as jy uitweg nie, dan moet jy sê, nee wêreld, nee omstandighede, ek het 'n anker. Prys die naam van die Here. Vriende, hierdie woordjie vir vaste, hierso beteken hy seker, is betroubaar. Hierdie anker is onbeweeglik, iets wat nie faal nie. Met ander woorde, omdat Jesus nie verander nie, hoef ek nie bang te wees vir my storm nie. Sy woord verander nie, sy beloftes verander nie. Ja, ek weet mense verander, dus kom jy nie die Bybel sê, moenie steen op die arm van vlees nie, Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou ten volle met jou hele hart op God, steen op jou eie insigtig nie, ken hom, sê vers 6, in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Ja, vriende, ek weet omstandighede verander, ekonomie verander, regerings verander, maar Jesus Christus bly dieselfde as in die Bybel, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Daarom kan die Christen steeds hoop het, selfs in donker tye. En so die vraag is vandag, Pastor, hoe pas ons dit vandag toe? Hoe bly ons geanker in hoop in hierdie wêreld? Ek het vir u 4 maniere hoe ons kan geanker bly. Nommer 1, vriende, bly daagliks in God se woord. Ja, jy het reg gehoor, vriende, hierdie Bybel is ons padkos, is ons alles.
Baie mense kyk meer nuus, hulle kyk meer films op hulle fone, op die televisie, hulle kyk en lees alles behalwe die Bybel. O vriende, en dan wonder hulle waarom hulle so gou hoop verloor, wanneer kom hulle so gou die Here se huis wil verlaat en wil moed opgee, want hulle spandeer die tyd in God se woord nie. Hulle mediteer nie in God se woord nie. Hulle het nie genoeg stille tyd saam met God, weg van die gewoel van die wêreld nie. En so, wanneer jy die woord lees, herinner God vir jou, hy leef steeds. Jesus regeer steeds en hoop in Christus faal nie, want die woord voed ons geloof, die woord bring vrede en ware vreugde, die woord herinner ons dat God steeds op die troon is, en dat hierdie storm, hierdie bekommernis is nie groter as jou God nie. Maar tweedens vriende, mense het is nie geanker nie, want hulle praat nie met die Here nie. Gebed hou jou hart verbind aan God, my vriend. En so mense wat ophou bid, begin geestelik dryf. Daar is nie stabiliteit nie. Gebed, vriende, is nie godsdienst nie. Dis nie 'n kerk toe gaan wanneer ek so voel, want dit is my convenient is in die Engelsman, om nou te gaan in die huis van die Here nie op 'n Saterdag of 'n Sondag, wanneer ook al die Here aanbid. Nee, dis nie 'n tradisie wat ek volg nie. Ek loop nie kerk nie, ek is die kerk. Want Christus woon binne in my met sy gees. Daar is 'n gebou daar waar ons moet saam by mekaar kom, want Hebreërs 11 vers 27 sê vir ons, moenie die onderlinge byeenkomste versuim soos om 'n gewoonte het nie. Alright? Maar vriende, ons moet die Here bid elke dag. Nie op 'n Sondag wanneer ons kerk toe gaan op 'n Saterdag nie. Dis 'n soos jy asemhaal, moet ons met die Here praat. En ek het die gewoonte, ek vra vir die Here soms, Vader, as ek bedrywig raak vandag deur hierdie dag, herinner U my, kom praat U met my. En herinner U vir my hoe belangrik dit vir my is, nie vir U nie, vir my is om geestelik te kan staande bly, so praat U met my as ek nie met U praat nie. As ek vandag my stille tyd met die Here gehad het vanoggend, ek en my vroukie het die gewoonte wat ons saam die les studeer in die Bybel, maar deur die dag as ek begin met my administratiewerk, dan moet ek met die Here praat. Dis waar die geheim vandaan kom. En so vriende, dit is 'n verhouding, wil ek vir u sê. As verhouding, God wil hê jy moet na hom toe kom met jou vrese, met jou pyn, met jou bekommernisse, en al jou laste, lê dit by Jesus neer. Maar dan derdens vriende, ek en u moet dan getuig oor ons geloof. Ja vriende, wanneer jy getuig van God se goedheid, versterk dit jou geloof. Moenie stil bly oor wat God doen nie, vriende. Nee, moenie hoor wat mense gaan sê nie. Die Here sê 'n waaragtige getuie red lewens. Jy kan nie, as die Here vir jou goed gedoen het, goed was, stil bly nie. Dis 'n manier hoe as die Here jou seën en vir jou deurkom dat jy vir jouself moet hou nie. Jy moet dit deel met iemand, want so gaan jou geloof versterk word. Ja, daai persoon gaan sien wat jou God kan doen, maar jou geloof, jou anker word stewiger in Jesus. En so vriende, wil ek dan ook vir u sê, mense wat steeds hoop dra, gee vir ons lig vir die wêreld. Die mense, vriende, lewe in onsekerheid. So u kan nie stil bly oor wat God vir ons gedoen het nie. Hulle moet weet dat Jesus leef nog steeds. Maar dan vierdens, vriende, dit bou 'n ware verhouding met God. Okay? Wanneer ons nie stil bly oor ons geloof nie, wanneer ons hoop wil laat groei in die Here, dan natuurlik vriende, sal dit ons verhouding met die Here verbeter. En so baie mense is besig met die dinge van God. Hulle gaan kerk toe, hulle doen die program, hulle is die diaken en die diakenes, jy doen wat jy moet doen, maar hulle wandel nie werklik naby aan God nie. Hulle gaan na sy huis toe, hulle is op die regte plek, op die regte tyd, maar hulle gees, hulle hart is nie werklik daar nie. Jy kan kerk toe gaan sonder om werklik naby aan Jesus te leef, my vriend. En so God roep ons om nie na godsdienst of tradisie te kom nie, vriende. Hy roep ons na 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Die God van hoop, wil ek vir jou sê, wil jou persoonlik ken, my vriend.
Ja, vir jou. Hy stel belang aan jou. En so ons hoop, vriende, wil ek vandag vir julle sê, is nie in 'n stelsel nie, dis nie in 'n kerkgebou nie, is nie in 'n predikant of 'n priester nie, ons hoop is nie in mense nie, ons hoop is in 'n persoon en sy naam is Jesus Christus. Jesus Christus, vriende, het aarde toe gekom, hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes, hy het die dood oorwin, ja, hy het opgestaan uit die graf, hy leef, halleluja, vandag, en omdat hy leef, het ons hoop. Nie net hoop vir hierdie lewe nie, maar hoop vir eendag wanneer hy weer vir ons gaan kom haal. En so toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het hy die pad oopgemaak vir verlore mense om weer hoop te hê, my vriend. En daarom kan die Christen vandag met blydskap sê, my anker hou, my verlosser leef, my God regeer, my hoop staan vas. En miskien luister iemand vandag wat nog nie die God van hoop persoonlik ken nie. Jy het dalk godsdiens probeer, jy het mense vertrou, maar kerkmense selfs, ja, het jou teleurgestel. Die predikant, die pastoor het jou teleurgestel. Nee, vriende, kom na Jesus, kom nader na die Jesus, want hy sal jou nooit teleurstel nie. O, vriende, jy kan alles probeer, maar daar is miskien steeds leegheid in jou. Vandag nooi Jesus jou, my vriend, kom na hom toe. Kom na my toe, almal vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Hy wil jou lewe gee. Hy wil hê jy moet jou geloof op hom bou, vriende, want net Jesus kan die siel werklik vasmaak in storms. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U vandag vir ons herinner het. Ons het 'n anker wat vas staan al sou die storms rondom ons woed, en sy naam is Jesus Christus. Daar's krag in daardie naam, daar's oorwinning in daardie naam, daar's hoop in daardie naam. En ek wil vandag bid, liewe Jesus, dat hierdie woord sal diep penetreer in iemand se hartjie. Iemand wat dalk by 'n moedverlore vlakte gekom het om selfs hom of haar lewe te neem. Mag U vir hulle deurkom. Mag U vir hulle oortuig dat daar's hoop in Jesus. Wil U vir ons dan verder seën, Here, soos ons hierdie boodskappe deel met ander mense wat dit ook nodig het. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Vriende, ek wil vandag vir U sê dat as hierdie boodskap tot seën vir jou was, om dit te deel met ander wat miskien in moeilike tye tans deurgaan, wat dalk in donker tye deurgaan, mag hierdie woord gedeel word met hulle. En ons kyk uit na die derde deel van hierdie reeks, die God van hoop. Mag die Here U ryklik seën. Amen.